Goeiedag en baie welkom weer by dag 316 van jou Lewelig dagstukkies. En ons tema vir vandag is vreugdestelers. Filippense 4 vers 6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Daar waar jou vrese skree, fluister God, ek is hier. Vreugdestelers. Sekerlik ken jy daardie gevoel van om onverwags oorval te word deur iets wat glad nie in jou dag se beplanning was nie. Jy sit nog rustig en dink, "Sjoe, dit gaan 'n produktiewe dag wees." En dan hoor jy skielik water. Eers dink jy dis die buurman se sprinkelstelsel, maar dan besef jy dit is nie buite nie en jou maag begin dan so op 'n knop trek. Wat nou tog weer? Dan kom die skokkende ontdekking, die geyser het gebars. Dis net water oral, teen die mure af, die vloere so nat soos 'n kleuterskool se speelarea na watersport. En jy staan daar en staar met so 'n groot, ag nee, nie dit nie. Dis hoe vreugdestelers werk. Hulle het geen respek vir hoe goed jy jou dag beplan het nie. En gewoonlik kom hulle nie alleen nie. Hulle arriveer mos meestal in spanne, soos die 3 musketiers. Eers bars die geyser, dan pak jou motor se batterye op. En net toe jy dink, dit kan nie erger gaan nie, toe kom die volgende brander. Ek glo verseker nou nie in hierdie 3-tal musketier vreugdestelers nie. Die realiteit is, enige onvoorsiene en onverwagte ding wat met ons gebeur het 'n manier om jou ritme, jou vrede en jou emosies in 'n plat warrel te gooi. Hulle steel jou aandag, jou energie en verseker ook jou vreugde en jou vrede. 'n Man wat dit ook geken en beleef het is Paulus. Hy sit in die tronk, onskuldig, en hy skryf hierdie brief aan die gelowiges in Filippi. Hy begin met: wees oor niks besorg nie. Wat hy eintlik sê is, moenie toelaat dat enigiets jou onnodig ontstel nie. Nou sal jy seker wonder hoe hy dit kan sê. Hy was gebrei deur die lewe. Deur alles heen het hy die ontdekking gemaak dat niks ons kan skei van die liefde van God nie. Daarmee saam het hy geleer dat God baie groter is as ons grootste probleem en vrese. Dan sê hy, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Kortom gestel, deel dit met en gee dit vir God. Praat met hom, vertel vir hom hoe jy voel en vra vir hom om jou te help om die regte besluite te neem. Ook om te voorsien in die regte mense om jou te help. Dan kom Paulus en hy sê, ons moet dit met danksegging doen. Nie met 'n klip in die hart en 'n brombeer ingesteldheid nie. Dankie Here, dat U ook hierdeur vir my iets wil leer. Ek verstaan nog nie mooi wat nie, maar ek vertrou U om vir my te wys. En dan, die oomblik as ons God daarmee vertrou, dan kom gee hy deur sy Gees vir ons die versekering. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Moenie vreugdestelers innooi en laat oorslaap in jou kop nie. Gee hulle vir God. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons so moeilik om God se vrede in moeilike situasies te ervaar? Wat kan ons doen om ons vreugdestelers beter te hanteer? Hoe gaan jy vandag begin om God te vertrou met jou vreugdestelers? Here, wanneer vreugdestelers onverwags opdaag, help my om dit nie op my eie te probeer hanteer nie, maar om dit vir U te gee. Vul my met dankbaarheid en seën my met U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Hoe meer ek en jy verstaan dat sommige vreugdestelers ons vat na plekke toe waar ons nooit sou kom nie,
En waar ons lesse kan leer wat ons nooit sou leer nie, hoe meer begin ons ook verstaan dat God juis vreugdestelers soms gebruik om vir ons te leer om in afhanklikheid van hom te lewe. Hê 'n wonderlike week, liefde groete, seën vir jou in oorvloedsmaat Shaal Botha. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en jou nommer na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewelig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewelig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.